Goeiedag graad 11. In hierdie video gaan ek net vinnig oor die skets en interpretasie van die parabool gaan. En voordat ons daarna kyk, wil ek net eers herinner dat wanneer ons kyk na die parabool, het hy twee formules waar ons naartoe kan beweeg. Hy het die y is gelyk aan ax tot die mag 2 plus bx plus c1, wat vir jou sy eie stel inligting gee, en dan het ons die y is gelyk aan ax plus b tot die mag 2 plus q1. Nou in hierdie video wil ek spesifiek fokus met hierdie op die standaard formule van a is gelyk aan hakkie x plus p tot die mag 2 plus q. Nou as 'n mens gaan kyk na die formule, is daar 'n paar goedjies wat hy vir 'n mens sê. As jy spesifiek gaan kyk na die q-waarde, dan sê dit vir jou met hoeveel waardes die grafiek op of af geskuif het. As jy gaan kyk na die p-waarde, sê hy dan weer vir jou, met hoeveel waardes het die grafiek links of regs geskuif, maar hy skuif hom in die teenoorgestelde rigting as wat jy verwag. So as die p-waarde positief is, dan beteken dit hy die grafiek links geskuif. En as hy negatief is, dan beteken dit hy die grafiek regs geskuif. Die a-waarde wat voor die hakie is, sê dan ook vir jou hoe lyk die vorm. Met ander woorde, is hy 'n smiley of is hy 'n sad face. So as a positief is dit 'n smiley, as hy negatief is, dan is dit 'n frown. Nou wat lekker is van hierdie formule, hy gee vir jou die draaipunt, sonder dat jy berekeninge moet doen, deur eenvoudig net te kyk na wat die p en q waarde is. So jou p-waarde is altyd die waarde in die hakkie saam met die x, en om sy draaipunt neer te skryf, vat jy net die p-waarde, jy verander sy teken en dis jou x-koördinaat. Die q-waarde is altyd hierdie waarde wat hier aan die einde bygetel word en jy gaan hom onveranderd gebruik in jou draaipunt. Dan jou definisieversameling gaan altyd net x as die element van R wees en as jou a-waarde positief is, dan weet jy jou waardeversameling is net waar jou y-waarde groter is as q. En as hy kleiner is dit waar jou y-waarde kleiner is as q. En as hulle jou vra vir die as van simmetrie, dan gaan jy net weer 'n keer sê, dis waar x gelyk is aan die teenoorgestelde teken van p. So as p 3 was, dan sal jy hom as -3 gebruik. Nou as ons vinnig gou kyk na 'n paar voorbeelde, dan kan ons kyk na hierdie enetjie wat ons ook nou in die klas gedoen het, is, hulle vra vir ons eerstens, of hulle gee vir ons f van x is gelyk aan 2x plus 4 tot die mag 2 min 2, en die eerste ding wat hulle daar vir jou vra is, bepaal die x-afsnit. Nou vir die x-afsnit moet jy onthou, jou y-waarde gaan altyd 0 wees. So wat hulle hoofsaaklik maar hier vir jou sê is, jy moet hierdie formule vat, daar waar jy f van x sien, moet jy vervang met 'n 0. So dan word dit 0 is gelyk aan 2x plus 4 tot die mag 2 min 2, en nou los jy net op vir x, so die min 2 gaan oorgegooi word, so 2 is gelyk aan 2x plus 4 tot die mag 2, jy deel dan aan albei kante met 2, om ontslae te raak van hierdie 2 voor die hakkie, so dit gee dan vir jou 1 is gelyk aan x plus 4 tot die mag 2, en dan wil jy volgende ontslae raak van die tot die mag 2, so jy vat die vierkantswortel aan albei kante, wat dan net vir jou gaan gee, plus minus 1 is gelyk aan x plus 4. So jou 1x afsnit kom dan van waar hy positief is, so jy gaan sê 1 is gelyk aan x plus 4, en jou ander ene gaan kom van waar hy negatief is. So dit gaan wees negatief 1 is gelyk aan x plus 4. So dit beteken dan as jy hom oplos, x gaan of min 3 wees, of x gaan min 5 wees. So jou twee koördinate is by min 3, 0, en jou ander enetjie is by min 5, 0. Okay, so dis jou y-afsnit. Volgende vra hulle dan vir jou y-afsnit. Nou vir jou y-afsnit is dit maklik. Jy vat weer 'n keer jou formule, maar jy maak net jou x-waarde 0. So jy vat die presies dieselfde formule en oralste waar jy x sien, vervang jy dit met 0. So dan y is gelyk aan 2 hakkie 0 plus 4 tot die mag 2 min 2. Jy druk dit in op jou sakrekenaar, en in hierdie geval gaan dit 2 maal 16 min 2 wees, wat vir jou sê jou y-afsnit is by 30. Volgende vraag vra dan vir jou, bepaal die draaipunt. Nou ons weet die manier hoe die formule vir ons gegee is,
weet ons dat ons 'n p-waarde het en ons het 'n q-waarde, so jou draaipunt gaan eenvoudig net wees by min p, so dit gaan wees by min 4 en by min 2. Na dit dan het jy nou genoeg inligting om jou grafiek te skets, so jy gaan nou net vinnig jou kartesiese vlak teken met jou x-waarde, jou y-waarde, dan plot jy hierdie punte wat jy nou net bereken het, so jy gaan sê min 5, min 3, jou draaipunt is by min 4, min 2, en jou x-afsnit is by 30, en dan koppel jy dit net tot die beste van jou vermoë, sonder dat dit skerp punte vorm. En dis dan jou skets. Volgende vraag hulle dan vir jou, okay, skryf die waarde en definisieversameling neer. Nou die definisieversameling in hierdie geval gaan net wees, x is 'n element van al die reële getalle, want ons nie 'n enkele x-waarde wat nie gebruik word nie, en jou waardeversameling in hierdie geval gaan dan net wees waar y groter is as min 2, want jy gebruik al jou y-waardes bo die draaipunt, so jy gaan al jou y-waardes gebruik wat groter is as min 2. En dan nou net 'n vraagie wat ek nie hier bygesit het nie, as hulle vir jou vra vir die as van simmetrie, gaan jy net na jou x-koördinaat by jou draaipunt, wat min 4 is in hierdie geval, en jy sê x is gelyk aan min 4. En dit is van die basiese vragies wat daar vir jou gevra kan word. Nou, die volgende voorbeeld, sal ek dan aanraai jy probeer op jou eie, so pause die video, probeer hom, en nadat jy het probeer en dan gee jy hom gou 'n go saam met my. So, die eerste vraag hier, weer 'n keer vra vir jou x-afsnit. So, eerstens wil hulle hier nou weer hê, jy moet jou y-waarde 0 maak. So dan is dit 0 is gelyk aan 2x min 4 tot die mag 2 plus 1. Gooi weer die 1 oor, dan word dit min 1 is gelyk aan 2x min 4 tot die mag 2. Dan wil ons weer daai 2 alleen wegkry by die hakkie, so ons deel aan albei kante met 2. So dit gee dan vir jou min 1 oor 2 is gelyk aan x min 4 tot die mag 2. Jy vat die vierkantswortel aan albei kante. Kom ons maak net hierdie asseblief min 1, anders dan gaan hy nou nie lekker uitwerk nie, so dan word hy net plus, daai word plus, so dan gee het vir jou plus minus die vierkantswortel van 1 oor 2 is gelyk aan x min 4. So dit beteken, jou antwoorde gaan dan wees waar x min 4 is gelyk aan die vierkantswortel van 'n half, of dit gaan wees waar x min 4 gelyk is aan minus die vierkantswortel van 'n half. So as jy dan oorgooi, dan is dit x is gelyk aan minus vierkantswortel van 'n half plus 4, of x is gelyk aan die vierkantswortel van 'n half plus 4. Nou jy kan dit op jou sakrekenaar indruk om net 'n halwe idee te kry van hoe die waarde gaan lyk. So dit is dan, hier gaan x 3,29 wees, en dan aan die ander kant gaan hy x is gelyk aan 4,71 wees. Dis maar net om te help om het bietjie beter te skat. So dis jou eerste vraag. Die volgende vraag vra dan vir jou, bepaal die y-afsnit, en in hierdie geval gaan jy weer net jou x-waarde 0 maak, so dan word dit y is gelyk aan 2 hakkie 0 minus 4 tot die mag 2 minus 1, wat weer 'n keer vir jou 2 maal 16
min 1 gaan gee, wat dan vir jou in hierdie geval 1 en 30 gaan gee. Ok, so dit beteken jou koördinaat daar is dan by 0, 1 en 30. Volgende vraagie vra dan weer vir jou by die draaipunt, so jy gaan net kyk na jou P en jou Q-waarde weer, so jou P-waarde is in hierdie geval by min 4, so as jy hom gebruik, as jy by jou draaipunt as 'n koördinaat, gaan jy hom 'n 4 maak, en jou Q-waarde gaan net min 1 bly. Dan, gaan ons dan die grafiek skets, so in hierdie geval, gaan jy nou net weer jou kartesiese vlak skets, jy gaan al jou punte plot, so jy gaan hierso, hy gaan baie aan jou positiewe kant sit, so hierdie is 4,71, 3,25, dan gaan hy hier by 4 en min 1 wees, nee, skus, dit gaan onder sit, en dan gaan jou x-afsnit by 1 en, of jou y-afsnit by 31 sit, en nadat jy daai punte geplot het, dan verbind jy hulle net weer tot die beste van jou vermoë. Ok, dan die laaste vraagie vra dan weer vir jou vir die waarde en definisieversameling. So die definisieversameling is altyd net x as die element van al die reële getalle, en jou waardeversameling gaan in hierdie geval dan nou wees, waar y groter is as q weer, want jy gebruik net al die waardes bo jou draaipunt, so dit moet by min 1 wees. En dit is die kort en die lank van die inligting wat jy nodig het om 'n parabool te kan skets en half te interpreteer.